Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels om Satan se lustige planne te weerstaan. Weerstaan Satan se lustige planne. En ons skrifgedeelte vanoggend is Nehemia hoofstuk 6, die 6de hoofstuk van Nehemia. Maar terwyl ons dan die woord van God daar oopmaak, kom ons maak eers die oë toe. Hemelse Vader, al is dit vanoggend hier 'n kouerige wintersoggend, kom ons nog steeds om in die wonderlike warmte van U liefde onsself te koester. Om by U voete te kom sit en te vra dat U ons weer eens uit die woord uit leer, Here. Here, en vanoggend vra ons dat U ons sal leer hoe om Satan se lustige planne te weerstaan. Want die aanvalle sal nooit ophou tot op daardie wonderlike dag wanneer ons fisies by U is nie. Here, en daarom vra ek vanmôre weer eens in vrymoedigheid dat U elkeen wat sal luister op 'n spesiale manier sal seën, Here, dat U ons ore sal oopmaak om te hoor, dat U ons sal help om te verstaan wat U vir ons leer en dat ons hierdie boodskappe in ons harte sal bewaar en dat ons dit sal gebruik wanneer die aanvalle kom. Here, en ek vra ook spesifiek dat U my sal seën vanmôre deur weer eens my lippe aan te raak en dat U deur my sal spreek en ek uit myself nie. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, sedert ek weet nie of ons dit beroemd of berig noem nie, maar die dag wat niemand sal vergeet nie, die 11de September 2001, en sedert daai tyd moes veral Amerikaners onder die dreigement van terroriste aanvalle leef. En dit het baie aspekte van hulle lewenswyse verander, onherroepelik. Sedert daardie tyd staar hulle verhoogde sekuriteitskontroles by lughawens en internasionale grense in die gesig. En hulle hoor gereeld van moontlike aanvalle by winkelsentrums en sportbyeenkomste. En hoewel ek nie seker is wat hulle daaraan moet doen as volk nie, behalwe om verdagte karakters of verlate pakkette aan te meld nie. En dit is moeilik en frustrerend vir hulle regering om hierdie vyand te beveg, want dit is dikwels nie sigbaar soos ander vyandige leers nie. Want hierdie vyande kruip weg en hulle gebruik verrassingsaanvalle om sy bose doelwitte te bereik. En die dreigement van terroriste aanvalle behoort niks nuuts vir Christene te wees nie. Eeue gelede het die apostel Paulus reeds gewaarsku in Efesiërs 6 vers 11, toe hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die listige planne van die duiwel. Ons vyand het misleiding en bedrog en ander skemas gebruik om God se mense te vernietig, of as hy dit nie kon nie, ten minste te neutraliseer om te doen wat God hulle geroep het om te doen. As ons koers wil voltooi en God se doel vir ons lewens wil bereik, moet ons leer hoe om Satan se skemas te weerstaan. Want in sy doelwit om die mure van Jerusalem te herbou, moes Nehemia die gewelddadige dreigemente van die vyand weerstaan, soos ons hoofstuk 4 gesien het. Hy moes interne konflik tussen die ryk en die arme Jode hanteer in hoofstuk 5. En hy is nou amper klaar. Die skeure in die muur is herstel en die muur is volledig, behalwe vir die deure en die poorte. Maar die vyand het nog nie moed opgegee nie. In hoofstuk 6 slaan hy weer toe met 4 skemas. Eerste intrige in die eerste 4 verse, en dan vers 5 tot 9 is dit insinuasie, en vers 10 tot 14 is dit intimidasie, en 15 tot 19 is dit infiltrasie. En hierdie opskrifte, die eerste 3 kom van Cyril Barber, aangehaal uit Edwin Yamauchi se Expositor's Bible Commentary uit. En in die eerste 3 skemas het Satan eers te beweeg en Nehemia moes reageer, en in die laaste situasie het Nehemia die oorwinning van die voltooide muur gewen, maar Satan het gereageer met sy infiltrasieskema. So ons leer dat om die werk wat God ons gegee het om te doen, te voltooi, moet ons Satan se vele skemas onderskei en weerstaan.
Nou kom ons kyk dan na hierdie 4 skemas. Satan se eerste skema, intrige en Nehemia se reaksie deur vas in sy prioriteite te staan in die eerste 4 verse. En as ons nou maar so ons gedagtes laat gaan, dan sou die plaaslike Samaritan Daily Sun kon die voorval dalk so berig het. Nehemia sê nee vir Ono. Samaritaanse amptenaar het onthul dat Nehemia, gouverneur van Juda, weer die aanbod van gouverneur Sanballat van Samaria om in een van die dorpe in Ono op die Juda-Samaria grense vergader van die hand gewys het. Die voorgestelde konferensie sou die groot 4 van die gebied insluit, naamlik Gesem, leier van die Arabiere, Tobia, leier van die Ammoniete, Sanballat en Nehemia. En Sanballat het vandag 'n verklaring uitgereik waarin hy Nehemia skerp gekritiseer het vir sy herhaalde weiering om saam te werk. Hy berig dat die doel van so 'n vergadering sou wees om te werk aan 'n formule verblywende vrede in die streek. En die Samaritaanse leier het met duidelike frustrasie gesê, dis die 4de keer dat Nehemia my uitnodiging van die hand gewys het om te vergader en ons gemeenskaplike bekommernisse te bespreek. Hierdie herhaalde weierings beteken dat die verantwoordelikheid vir toenemende spanning en enige geweld wat mag ontstaan uitsluitlik op Jerusalem rus. En hierdie is aangepas uit Donald Campbell se Nehemiah Man in Charge. En dit klink nogal baie bekend, dit klink soos iets wat in ons dag ook gebeur. Vandag se nuus klink net so. Maar let op Satan se eerste plan. Satan teiken veral leiers met sy intrige planne. Ek weet nie of een van julle al vir Gary Larson ken, sy Far Side spotprente nie. En hy het ene waar daar 2 takbokke staan, wat so regop langs mekaar staan, en die een het 'n groot teiken op sy bors, en die ander een sê vir hom, jammer van jou geboortevlek, ou nie. Maar weet julle, elke Christen leier het daardie teiken op sy bors. As Satan die leier kan omverwerp, dan sal hy groot skade aan die kudde veroorsaak. Maar of jy nou 'n leier is of nie, die vyand gebruik dieselfde planne om jou wandel met God te saboteer. Ek wil ons moet op 2 dinge let. Eers, Satan gebruik subtiele misleiding en geloofwaardige pleidooie, maar sy bedoeling is altyd om ons te vernietig. Kom, laat ons by mekaar kom. Ons moet probeer om ons verskille uit te stryk. Jy is mos ten gunste van vrede, né? Wil jy nie goeie verhoudings met jou bure hê nie? Ons wil net wederwysige begrip bevorder. So dit het alles so goed geklink, maar Nehemia het reg begryp dat hulle bedoeling was om hom in 'n lokval te lei, as hy sou gaan. En Satan gebruik steeds allerlei onskuldige klinkende pleidooie om gelowiges in 'n lokval in te lok. En hy speel nie speletjies nie. Hy wil jou verslind. Petrus sê dit vir ons in 1 Petrus 5 vers 8. En ek het hom herhaaldelik die lokval sien gebruik om 'n Christen jongmens, 'n ongelukkige gewoonlike vrou, in 'n huwelik met 'n ongelowige in te lok. En natuurlik is die ongelowige altyd 'n gawe ou, want 'n dronk, beledigende, jaloerse man sou jy nie in die lokval inlok nie, maar 'n gawe, aantreklike, suksesvolle ongelowige wat nog beloof om saam met jou kerk toe te gaan ook, sal die ding net so goed doen. En baie pastore en Christelike leiers word in Satan se struik gelok om gesonde leerstellings ter wille van eenheid in die gedrang te bring. Ek het al oor en oor gehoor, die Bybel sê nie dat die wêreld ons sal ken vir ons korrekte leerstellings nie, maar vir ons liefde. Ons moet die sake wat ons verdeel op sy skuif en saam staan oor die sake waaroor ons saamstem. En so skuif pastore die essensie van die evangelie op sy, dat ons deur genade alleen gered word, deur geloof alleen, in Christus alleen, afgesien van ons verdienste of werke. En dan sluit hulle aan by die Rooms-Katolieke wat 'n evangelie, en ek sê evangelie tussen hakies, van werke verkondig, deur eenheidsdokumente te onderteken en eenheidsdienste by te woon. En deesdae sien ons dat dit selfs met Islam gebeur. Ons sien die beweging, die sogenaamde Chrislam beweging. En Charles Colson, wat 'n leier in hierdie misleiding was met die samewerking met die Katolieke, vertel met goedkeuring die verhaal van 'n vrye evangeliese pastoor wat kansels met 'n Rooms-Katolieke priester geruil het
om te wys dat, soos hy sê, wat ons saambind sterker is as wat ons verdeel. Maar wat Coulson nie sien nie, is dat wat ons verdeel niks minder as die evangelie is nie. En die verdeeldheid beteken of hemel of hel. Die apostel Paulus het die Judaiseerders sterk teëgestaan. Want hierdie manne het beweer dat hulle in Jesus as Here en Verlosser glo, en hulle het geglo dat hy die Joodse Messias is. So waarom het Paulus hulle dan teëgestaan? Omdat hulle gesê het dat jy benewens geloof in Jesus besny moes word om gered te word. En hulle het hierdie een Bybelse werk by geloof gevoeg. Net daai een ding, dis al. En Paulus het gesê in Galasiërs 1 vers 8 en weer in vers 9, laat hom 'n vervloeking wees wat 'n ander evangelie verkondig. Hy het gesê dat as jy enige menslike werk byvoeg om geregverdig te word, jy van Christus afgesny is en jy van genade weggeval het, Galasiërs 5 vers 4. Soos ons vandag baie kry wat sê, ja, jy moet glo, maar jy moet ook gedoop word voordat jy gered kan wees. Satan se doel is om jy te vernietig deur subtiele misleiding en baie aanneemlike appelle. Is jy teen Christelike eenheid? Wat is fout met jou? En tweedens, Satan is meedoenloos volhardend in sy planne. Want ons sien hier, die vyand het 4 keer boodskappers na Nehemia gestuur met dieselfde uitnodiging. En 4 keer het hy dieselfde antwoord teruggestuur, soos ons in vers 3 sien. Ek doen 'n groot werk sodat ek nie kan afkom nie. Waarom moet die werk ophou sodat ek dit sodra ek het verlaat om na julle toe af te kom? Met ander woorde, as jy verleer, watter deel van nee verstaan julle nie? Want onthou, net omdat jy die duiwel 1 keer weerstaan, moenie dink dat hy gaan opgee om jou en jou alleen gaan laat nie. Hy gaan jou oor en oor met dieselfde versoeking slaan om jou uit te put. Kyk 'n bietjie vir Delilah, hoe het sy vir Samson uitgeput met dieselfde versoek om haar die geheim van sy krag te vertel, en uiteindelik het hy moeg geword en hy toegegee en die vyand het geseëvier. Sy lewe was 'n skande vir die Here se naam. So hoe het Nehemia hierdie intrigeplan weerstaan? Hy het Satan sy intriges weerstaan deur vas te staan in sy prioriteite. Hy sê, ek doen 'n groot werk en ek kan nie afkom nie. En hy was nie arrogant nie. Dit was net dat hy geweet het wat God hom gegee het om te doen, dat dit belangrik was vir die Here se onthaalwe en vir sy mense se onthaalwe. En dit was nog nie heeltemal klaar nie. Want mure sonder poorte is net so effektief as geen mure hoegenaamd nie. En sy prioriteit was om die muur te voltooi. Hy het nie toegelaat dat 'n onnodige ontmoeting met die vyand om van daardie een doel sal aflei nie. En as gelowiges is ons hoofprioriteit om God te verheerlik deur Jesus Christus te ken en deur aan sy karakter te voldoen, beginnende op die hartvlak. Enigiets wat jou van daardie prioriteit af wegtrek, al is dit 'n bediening, is 'n plan van die duiwel. En verder het ons ander prioriteite in ooreenstemming met ons gawes. As 'n herder onderwyser moet ek myself toewy aan gebed en die bediening van die woord, soos Handelinge 6 vers 4 en 2 Timoteus 4 vers 1 tot 4 vir ons leer. En om afgeleid te word deur ander dinge, selfs al is dit goeie dinge, sou wees om toe te gee aan die vyand se planne. En tweedens, Satan se plan, insinuasie. Nehemia se reaksie, reguit weerlegging tesame met gebed, verse 5 tot 9. Want na 4 mislukte pogings om Nehemia in 'n lokval te lok, het die vyand van taktiek verander. En hy het 'n oop brief aan Nehemia gestuur, wat 'n gerug bevat het, wat hom daarvan beskuldig het, dat hy beplan het om te rebelleer en die koning te word. En die woord was dat hy profete sou gehuur het om in Jerusalem te verkondig dat hy die nuwe koning was. En hierdie brief het ook 'n nie so versleierde dreigement bevat, dat as hy nie sou wou hê dat hierdie nare gerugte by koning Artasasta moet uitkom nie, hy moes instem tot 'n vergadering, verse 5 tot 7. En hierdie wys vir ons dat Satan versprei lasterlike vals gerugte teen godvrugtige leiers. En onthou, in daardie tyd normaalweg was briewe tussen amptenare verseël en privaat. Sanballat het geweet dat die dienaar wat hierdie brief afgelewer het, dit sou lees
en so ook tallose ander mense langs die pad, as hy dit nie sou seël nie, en hy het nie. Want julle sien, die ding wat 'n gerug gevaarlik maak, is dat jy dit net met een kinderstorietjie hoef te lanceer, en dit sal soos 'n virus van persoon tot persoon versprei, soos ons praat van Chinese whispers, en al hoe kwaadwilliger word soos dit versprei. En sulke gerugte val altyd die karakter en die motiewe van 'n godvrugtige leier aan. Het jy geweet wat Nehemia beplan het? Nee, maar ek het gewonder hoekom hy so hard aan daardie muur gewerk het. Dit maak nou beslis sin. En ek het al deur die, soos hulle praat van die gerugmeel, gehoor dat ek die kerk in 'n kultus lei. En die rede waarom ek dit gedoen het was, dat ek sielkundig onstabiel is en berading nodig het om 'n paar diep kwessies te hanteer, waarvan ek dalk nou nie eens bewus was nie. Ek het ook al gehoor dat ek probeer om die kerk weg te lei van die waarheid, want ek preek dat God soewerein is in die saak van ons verlossing. En diegene wat sulke leuns versprei het my nooit gevra wat my doelwitte is nie. Hulle het net die kieme van gerugte laat val en die virus laat versprei. Nou het Nehemia op hierdie plan van die duiwel gereageer. Hy het Satan se insinuasies met die waarheid en met gebed weerstaan. In sy Lectures to My Students het Spurgeon 'n hoofstuk getitel Die blinde oog en die dowe oor. En hy sê daar, hy is reg as hy sê, en ek glo hy is reg as hy sê dat pastore in die meeste gevalle sulke gerugte 'n natuurlike dood moet laat sterf. Hy het op bladsy 332 gesê, valse gerugte dra gewoonlik hulle eie weerlegging ergens om hulle en steek hulle self dood. Sommige leuns het vir alle en aardige reuk wat hulle verrotting aan elke eerlike neus verraai. Jou onberispelike lewe sal jou beste verdediging wees, en diegene wat dit gesien het, sal nie toelaat dat jy so maklik veroordeel word, soos jou lasteraar verwag nie. Maar dan voeg hy op die volgende bladsy by en hy sê, tog is daar uitsonderlings op hierdie algemene reël, wanneer duidelike, definitiewe, openbare aanklagte teen 'n man gemaak word, is hy verplig om dit te beantwoord, en dit op die duidelikste en mees oop manier te beantwoord. Om alle ondersoek te weier is in so 'n geval prakties om skuldig te pleit, en die algemene publiek beskou gewoonlik 'n weiering om te antwoord as 'n bewys van skuld. En aangesien hierdie oop brief 'n ernstige openbare beskuldiging teen Nehemia was, het Nehemia nie stil gebly nie. Eers het hy 'n boodskap teruggestuur na Sanballat waarin hy die waarheid verklaar en die aanklagte ferm ontken. In vers 8 sê hy, daar het nie sulke dinge gebeur as die waar jy van spreek nie, maar jy het dit self versin. En toe het hy nog van hierdie skietgebedjies, hierdie eensin gebede opgestuur, waar hy net gesê het, sterk tog my hande, o God. En al die vertalings het dit nie so nie, sommige het die woorde o God bygevoeg om die betekenis van die Hebreëse gebiedende werkwoord te weerspieël. Leiers moet bid vir God se wysheid oor of hulle stil moet bly of op valse beskuldigings moet antwoord. Maar hoe hy ook al reageer, gebed en om voort te gaan met die werk wat God ons gegee het om te doen, is altyd die regte ding. En die vyand het Nehemia getuister met sy planne van intrige en insinuasies, en Nehemia het weerstand gebied deur vas te staan in sy prioriteite en met reguit waarheid en gebed. Maar Satan het steeds nie moed opgegee nie, want ons sien nou Satan se plan van intimidasie. Maar dan sien ons Nehemia se reaksie daarop, gehoorsaam God vreesloos, verse 10 tot 14. En Satan gebruik godsdienstige mense om ons bang te maak tot verkeerde gedrag wat ons reputasie sou ruïneer. Want hier kombineer die vyand misleiding met intimidasie en vrees. 'n Profeet met die naam Semaja was, dit klink of hy in die huis toegesluit was, en ons weet nie of hy siek was of hy dit as 'n profetiese drama gedoen het nie, soos die profete baie keer gedoen het nie. Hy was nie uiterlik by die vyand nie, alhoewel Nehemia later sou onderskei dat Tobia en Sanballat hom gehuur het, soos in vers 12 sien. En blykbaar het hulle ook 'n profetes met die naam Noadja en ander Joodse profete gehuur of ten minste beïnvloed om Nehemia te probeer bang praat, soos in vers 14 sien. Maar Semaja het Nehemia geroep en toe voorgestel dat die twee van hulle in die tempel ontmoet en die deure sluit en bygevoeg in vers 10, want hulle kom om jou dood te maak en hulle kom om jou in die nag dood te maak.
Sien, hier was 'n man wat beweer het dat hy 'n woord van God het wat Nehemia se lewe kon red. Hy het basies gesê, kruip weg in die tempel terwyl jy kan, want die vyand gaan jou eendag doodmaak terwyl jy slaap. En as Nehemia hierdie raad gevolg het, dan sou hy nie 'n goeie leier gewees het nie. En meer nog, hy sou gesondig het. Want as hy weggekruip het, sou sy voorbeeld van vrees ook vrees onder die werkers aan die muur versprei het, en omdat hy nie 'n priester was nie, sou Nehemia God se wet ongehoorsaam gewees het deur die tempel binne te gaan, volgens Numeri 18 vers 7. Want nie priesters kon vir beskerming vlug na die horings van die altaar in die tempel se voorhof, volgens 1 Konings 1 vers 50 en 1 Konings 2 vers 28 en ook in Eksodus 21:14, maar hulle kon nie die tempel self binne gaan nie. So as Nehemia uit vrees opgetree het en aan die tempel gevlug het, sou sy vyande die bose berig versprei het om sy reputasie te ruïneer, volgens vers 13. So wat ek hier wil sê is, wees versigtig wanneer iemand wat beweer dat hy 'n Christen is, jou nooi om iets te doen wat jy weet verkeerd is. En hy mag dalk bang maak, taktieke gebruik om jou te kry om saam te gaan met wat dit ook al is. Jy weet, sê, almal doen dit. As jy nie saamwerk nie, sal niemand van jou hou nie. Jy sal nie na enige verdere partytjies genooi word as jy nie saam met almal anders drink en dwelms gebruik nie. En dit is die vyand wat probeer om jou bang te maak tot sondige gedrag om jou getuienis te verwoes. Moenie toegee nie. En hoe het Nehemia gereageer? Nehemia het Satan se intimidasie met vreeslose gehoorsaamheid en met gebed weerstaan. Hy sê in vers 11, met 'n man soos ek vlug, en kan iemand soos ek in die tempel ingaan om sy lewe te red? Ek sal nie ingaan nie. Jy sien, Nehemia tot op hierdie punt nie besef dat God nie vir Semaja gestuur het nie, maar dat Tobia en Sanballat hom gehuur het, in vers 12. Maar een ding wat Nehemia hierdie insig gegee het, was dat hy God se woord geken het, en dat 'n ware profeet nooit iemand sou aanraai om iets teen God se woord te doen. Dit is altyd reg om God se woord te gehoorsaam, ongeag die dreigende gevolge. En is altyd verkeerd om God se woord ongehoorsaam te wees, selfs al lyk dit asof dit jou asof jou ongehoorsaamheid jou iets goed sal besorg. Selfs jou lewe dan sal red. Want het is beter om jou lewe te verloor as dit so sou gebeur op die pad van gehoorsaamheid aan God, as om jou lewe deur ongehoorsaamheid te red. Nehemia het Semaja se raad geweier en toe teruggekeer na sy algemene praktyk om sy situasie in gebed aan God op te hef en God te vra om na sy vyande om te sien. Vers 14. Want wanneer Satan mense stuur om jou tot ongehoorsaamheid te intimideer, reageer met vreeslose gehoorsaamheid en met gebed. En die gevolg van Nehemia se volharding in die koers is amper 'n antiklimaks, soos ons vers 15 sien, en die muur is voltooi in 52 dae. So die laaste gedeelte begin dus met Nehemia se oorwinning, gevolg deur die vyand se antwoord, en dis die 4de punt, Nehemia se oorwinning is die voltooide muur en Satan se plan is infiltrasie. In die laaste 4 verse, verse 15 tot 19. En Nehemia se volgehoue weerstand het die oorwinning vir die Here behaal. Toe die vyande en omliggende nasies sien dat die muur voltooi is, het hulle vertroue verloor. En hulle moes erken dat hierdie werk dankse God volbring is, soos ons al vers 15 sien. En al die vyande wat Sanballat en sy komplotte teen die Jode betrek het net die sirkel van God se heerlikheid verbreed toe die muur voltooi was. Want alhoewel Nehemia en die werkers aan die muur hard gewerk het selfs hulle vyande hulle sukses nie aan hulle harde werk toegeskryf nie. Inteendeel, hulle het geweet dat dit van God afkom. En dit behoort 'n model vir ons te wees. Ons moet so hard werk asof die sukses van ons afhang, maar die hele tyd moet ons ten volle op die Here steun en onthou dat tensy hy die huis bou en die stad bewaak, ons te vergeefs werk, soos Psalm 127 vers 1 sê. En ons wil hê dat selfs God se vyande hom moet verheerlik, soos Petrus ook in 1 Petrus 2 vers 12 sê. En dan lees ons, en so het Satan die stryd opgegee en huis toe gegaan, en Nehemia en die Jode het vir ewig en altyd gelukkig saamgeleef. Nee, toe nie heeltemal so nie. Want hulle sien Satan het die stryd verloor, maar hy het nie moed opgegee nie. Nou het hy die geleedere begin infiltreer.
En Tobia, die gouverneur van die Ammoniete, was waarskynlik, soos hulle sê, nominale half Jood, want sy naam is Joods, wat beteken ja of God is goed. En verder was hy deur die huwelik verwant aan ten minste 2 invloedryke Jode of edeles, soos vers 17 sê. En hy het sakekontrakte wat hulle sê gebonde deur eed in vers 18 met hierdie manne gehad. So hulle was nie net gereeld in kontak per pos nie, maar hulle het Nehemia dikwels van Tobia se goeie dade vertel. En hulle het aan Tobia dinge gerapporteer wat Nehemia in hulle teenwoordigheid gesê het. Maar Tobia het sy ware kleure gewys deur dreigbriewe aan Nehemia te skryf. Jy sien, Satan gebruik dikwels sulke spionasie. Hy infiltreer die geleedere van die kerk met geheime agente wat bely dat hulle gelowig is. Maar hulle harte is in die wêreld en hulle staan godvrugtige manne soos Nehemia te, wat hulle geestelike onverskilligheid en sonde bloot lê. So hierdie gedeelte gee ons 3 praktiese lesse. Eerstens, moenie perfeksie in Christelike werk verwag nie. Ons kan verwag dat God beduidende vooruitgang vir sy koninkryk deur ons arbeid sal bewerkstellig, net soos Nehemia gedoen het deur die muur te herbou. Maar totdat Jesus terugkom, is daar geen eindes wat lei en hulle het vir ewig gelukkig geleef nie. Selfs nadat die muur voltooi was, klaar gebou is, het die vyand se geleedere, of die geleedere van die Jode geïnfiltreer en verdere moeilikheid veroorsaak. Julle sien, ons sal nooit 'n perfekte kerk in hierdie gevalle wêreld sien nie. En as ons dit verwag, dan sal ons in frustrasie tou opgooi op jou. So vertrou God om jou te gebruik om sy saak te bevorder, maar moenie in die struik van perfeksionisme trap nie. En tweedens, ons moet nooit vertroue in ons werk stel nie, maar slegs in God, wat ons in staat stel om te werk. Nehemia kon nie agteroor sit en die muur bewonder, want hierdie voortdurende probleme net bevorder nie, want hierdie voortdurende probleme het hom gedwing om aan te hou veg en op die Here te vertrou. Jy sien, soms dink ons verkeerlik dat een of ander program of bouprojek of ander prestasie al ons probleme by die kerk sal oplos. Maar ons bereik skaars ons doelwit of ander probleme ontstaan. Die Here gebruik hierdie dinge om ons na hom te laat kyk, eerder as om agteroor te sit en ons werk te vertrou. En derdens, wanneer God se mense 'n kompromis met die wêreld aangaan, belemmer dit God se werk. Tobia en sy seun het met sommige van die Joodse adellikes getrou. En hy het hulle oortuig dat hy 'n goeie ou was, soos op vers 19 sien. En al was hy militant en gekant in Nehemia se muurprojek. Maar later tydens Nehemia se afwesigheid tydens sy terugkeer na Persië, het Tobia daarin geslaag om persoonlike verblyf in die tempel te kry. Maar toe Nehemia teruggekeer het hy dit gesien vir wat dit was, kompromie met die wêreld en persoonlik sy huishoudelike besittings uit hierdie kamer in die tempel uit te gooi, soos ons in hoofstuk 13 vers 4 tot 9 sou sien. En ek hoop dat elkeen van julle dikwels die apostel Johannes se waarskuwing oordink in 1 Johannes 2 vers 15, wanneer hy sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge van die wêreld nie, want as iemand die wêreld lief het, is die liefde van die Vader nie in hom nie. En ek wil afsluit as 'n storie van 'n dame wat nooit sleg van enigiemand gepraat het nie, en 'n vriendin van haar het eendag van gesê, ek glo dat jy selfs iets goeds oor die duiwel sou sê. Wel het sy geantwoord, jy moet beslis sy volharding bewonder. En sy is reg, hy is volhardend. So om ons koers te voltooi, moet ons die goeie stryd van die geloof stry, deur sy vele planne te onderskei en te weerstaan. En wanneer ons Here terugkeer, sal ons uiteindelik oor hierdie bose terroris triomfeer. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, ons sê vir U weer eens baie dankie vir hierdie les, Here, vir U voorbeeld wat Nehemia ons gestel het oor hoe om die bose planne, die listige planne van Satan te staan. Help ons, Here, om hierdie planne te herken, soos wat Nehemia dit gedoen het, en dat ons dan ook deur standvastig voort te gaan, 'n geloof te staan en in gebed tot U te nader, om Satan te staan. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle saam geluister het. My gebed is dat hierdie
boodskap julle ook sou help wanneer julle, nie as julle nie, wanneer julle teestand en die listige planne van Satan teekom, wanneer hy julle op hierdie maniere aanval. Mag die Here julle help en julle lei om dit ook op die regte manier te weerstaan. Mag julle wonderlike Christusgevolle dag en 'n Christusgevolle week beleef, en as dit die Here se wil is, kom ons volgende Sondag weer eens rondom sy woord by mekaar om verder van hom te leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. En mag God julle seën. Shalom.